Wat 'n voorreg om vandag saam Hemelvaart te kan vier. En ons kan nou nie by mekaar kom as Dr. Ray George nie as gevolg van ons venue uitdaging. Maar ek wil jou nooi om deur die dag 'n tyd te vat en saam te herdenk, saam te vier. En net 'n oomblik te vat en na hierdie boodskap te luister. Ek wil graag hierdie met jou deel. Dink Jesus se opdrag is laat my koninkryk kom, laat my koningskap gestalte vind in jou lewe, in jou omgewing, in jou stad, daar waar jy bly, in jou familie en in jou lewe. Maar om dit te laat realiseer, kom Jesus en hy nooi ons. Hy nooi ons in 'n verhouding met die Heilige Gees. Hy kom onderstreep die belangrikheid om toe te laat dat die Heilige Gees ons lewens kom verander. Om te verstaan dat ons nie sonder die Heilige Gees kan leef nie. Dat die Heilige Gees vir ons krag en wysheid gee en ons in staat stel om te doen wat hy verwag. So ek wil jou vat na 'n oomblik net voor die kruisiging in Johannes 16 vers 7. Dan sê Jesus vir sy disippels, dan sê hy, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Raadgewer, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die Raadgewer na julle toe stuur. Jesus sê dis beter dat ek weggaan. Hoekom sê hy dit? Hy sê, want julle gaan iets meer beleef. Ek gaan vir julle nog meer gee as wat julle nou beleef. Meer as net my fisiese teenwoordigheid. So Hemelvaart herinner ons dat God alomteenwoordig is. Hy in ons is. En hy's aan die werk. Hoor hoe skryf die psalmskrywer dit in Psalm 139. Dit is so mooi psalm, nee. Hy sê, Here, U deursoek my. U ken my, U weet of ek sit en of ek opstaan. U ken my gedagtes van ver af, of ek op pad is en of ek gaan lê. Elke oomblik weet U waar ek is. Selfs voordat ek praat, Here, weet U al presies wat ek gaan sê. U sluit my in van voor en van agter. U hand van seën is op my. Die kennis laat my in verwondering. Dit is vir my te hoog om te begryp. Waarheen sou ek kon gaan om U Gees te ontwyk? Of waarheen sou ek kon uitwyk om U teenwoordigheid te ontvlug? Gaan ek op na die hemel toe, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, dan is U ook daar. Vlieg ek met die dageraad na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, selfs daar sal U hand my lei, en U regterhand my ondersteun. Sou ek sê, mag duisternis my oorweldig, en die lig nag word rondom my, dan is die nag vir U nie donker nie, maar is so helder soos dag, want duisternis is vir U soos lig. God in sy volheid deursoek ons, woon in ons. Kom maak sy woning in ons, aan die werk, binne in my en jou. Johannes 14 vers 15, dan sê hy, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle is en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, en ek kom weer na julle toe, nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Jesus sê, ek vra die Vader, en hy stuur die Heilige Gees. Hy sal by julle bly en in julle wees. Ek sal julle nie agterlaat nie, want ek sal in julle wees, en dis my Vader is in my, en ek is in julle, en as die Vader in my is, en ek is in julle, dan is die Vader ook in julle. Alan Platt, ons stigter, het ons daai hele ding oor die koppies, wat hy sê, ja, die Vader is in my, ek is in julle, hierdie hele skrifvers by mekaar vat. Jesus se lewe dan self is gekenmerk, dat hy deur die Vader en die Heilige Gees gelei word. Johannes 14 vers 10, dan sê hy weer, hy sê, glo jy nie, dat ek in die Vader is, en die Vader in my nie. Die woorde wat ek met julle praat ek nie uit my eie nie, maar dit kom van die Vader wat in my bly, en sy werke doen. So ek dink Hemelvaart herinner ons, dat ons nooit alleen is nie. Dat God altyd met ons is. En die Heilige Gees wat aan die werk is in ons wil doelgerig betrokke raak in jou lewe. Hy wil jou leer, hy wil jou lei, hy wil jou toerus met krag. In Handelinge 1 vers 4 tel ons dit op, waar hy sê, terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was,
het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe van wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Jesus se laaste woorde dan in vers 8 is, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot die eindhoeke van die wêreld. En dan is dit Jesus se hemelvaart. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem. Terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie meer langer kon sien nie. Hier is die beklemtoning, die herinnering van hemelvaart. Moenie sonder die Heilige Gees lewe nie. Maak ruimte in jou lewe vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat kom woning maak in my en jou. Sal jy by 'n plek kom waar hy jou lewe kan stuur en begelei. Dit kan beïnvloed. Sal jy op 'n plek kom waar hy jou bemagtig en toerus met krag. Jameson het gesê, whereby you are sealed. This tells us that we can grieve the Holy Spirit, but we cannot grieve him away, because we are sealed in him. How wonderful this is. You were sealed in the Holy Spirit at the moment of regeneration. Niks kan afstand tussen jou en die Here bring nie. Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit verlaat nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Vers 6, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens dan aan my doen? En hier is die uitnodiging, 'n verhouding met die Heilige Gees, Efesiërs 4 vers 30. Don't grieve God, don't break his heart. His Holy Spirit moving and breathing in you is the most intimate part of your life, making you fit for himself. Don't take such a gift for granted. Johannes 14 vers 26, maar die trooster, jy kan hoor hierdie verhouding, die trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Jy sien die Heilige Gees wil inspraak in jou lewe gee. Moenie nie luister nie. 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê hy, blus nie die Gees uit nie. Vers 20, verag nie die profesie nie. Moenie by 'n plek kom dat jy dink jy's goed genoeg om lewe aan te pak sonder die Heilige Gees nie. Moenie so gejaag wees in jou lewe. My vorige leier het altyd gepraat van hierdie pause oomblikke in jou lewe. Moenie op 'n plek omdat jou lewe so gejaagd is dat jy nie pause oomblikke maak vir die inspraak vir die Heilige Gees nie. Moenie dat jou vooropgestelde idees 'n harder stem raak as sy stem nie. Paulus kom skryf dit so mooi en hiermee wil ek dit net saamvat. Romeine 8 vers 5, die mense wat deur hulle sondige natuur gedomineer word, hulle gedagtes word oorheers deur sondige dinge, maar die wat deur die Gees beheer word, hulle gedagtes is vol van die dinge wat die Gees gelukkig maak. As jou sondige natuur jou denke oorheers, lei dit tot die dood, maar as die Gees jou denke oorheers, beteken dit vir jou ware lewe en vrede. So vandag is my uitnodiging na jou toe. Wees doelgerig om jou gedagtes te rig. Vat pause oomblikke, word stil, vertrou die Heilige Gees, laat toe dat hy in en deur jou werk. Laat toe dat hy jou lei. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die Heilige Gees wat in ons lewens aan die werk is. Here, dankie dat hy die deposito is van nuwe skepping, van die hoop vir die toekoms. Dankie dat hy ons krag gee. Dankie dat u met ons is. Ons bemagtig, Here Jesus, om 'n lewe te lewe vanuit die troonkamer uit. 'n Lewe wat significance het. 'n Lewe wat spreek oor die goedheid en die guns van Jesus Christus. Vandag kom sê ons ja vir die Heilige Gees se leiding. Die bekragtiging, die bemagtiging en dit wat hy deur ons wil kom doen, die verwagting van die Heilige Gees in ons lewens. Dankie daarvoor. Amen. Ek nooi jou uit om 'n oomblik te vat en dalk net stil te raak en 'n stuk refleksie te beleef met die volgende sang. Miskien wil jy aanbid, 'n oomblik van aanbidding vat. Mag hierdie lied jou bedien. Blessings.
placed within your arms, safe and out of harm. How you know me, God, you own me, faced with all you are. My trust is in your heart. How you see me, God, you lead me. Oh, you love me and you hold me. You won't let go. Oh, you know me, you adore me. You won't let go. You won't let go. Faced with all you are, my trust is in your heart. How you see me, God, you lead me. How you see me, God, you lead me. Oh, you love me and you hold me. You won't let go. Oh, you know me, you adore me. You won't let go. You won't let go. With everything inside of me, there's nowhere I would rather be than in your arms, here in your arms. With everything inside of me, there's nowhere I would rather be than in your arms, here in your arms, than in your arms, here in your arms. Oh, you love me and you hold me. You won't let go. Oh, you know me, you adore me. You won't let go. You won't let go. Mm.